Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons tot U troon kan nader met die wete dat U genadig en barmhartig is, dat U ons sondeskuld vergewe en dit ver verwyder soos die ooste van die weste is, dat U dit in die diepte van die see gooi en dat ons die versekering kan hê dat ons tot U troon kan nader op grond van Christus se versoening. Die voorhangsel is geskeur, die toegang tot die heiligdom is oop. Ons kan tot die allerheiligste kan ons toetree met hierdie volle geloofsversekering en kan ons tot U roep en sê Abba Vader. Die Heilige Gees wat in ons is ook die Gees van gebed wat ons hiertoe lei. En o Christus, U het ons kom leer hoe ons moet bid en U Vader moet aanspreek as ook onse Vader. Ons bid, Here, dat U genade en barmhartigheid oor ons sal wees, want ons het niks om aan U te gee wat U ons skuldenaars sou maak, dat U onder die verpligting was om genade aan ons te bewys nie. Maar U het op grond van U groot barmhartigheid het U ons aangesien. Ons nader tot U, Here, omdat ons deur U woord gevoed wil word. En ons het nodig om bekragtig te word deur U woord en deur U Gees. En U sê vir ons dat U voortdurend vir ons wil bekragtig deur U Heilige Gees vir diegene wat dit van U bid. Ons het nodig, Here, soos wat 'n kind wat brood wil hê en sy vader vra vir brood en nie 'n klip sal ontvang nie, so het ons ook, Here, nodig om geestelike voedsel van U te ontvang en U sal nie vir ons iets slegs gee nie. Maar U gee vir ons die Heilige Gees as ons dit vir U vra. En so bid ons dan vir die leiding van die Heilige Gees, die vermaning van U Gees, die vertroosting van U Gees. En seën ons dan, Here, terwyl ons U woord lees, dat U die woord vir ons sal openbaar, ons harte ontvanklik sal maak daarvoor, dat dit die saad van die woord sal ontvang, dat ons dit sal oordink, dat dit sal ontkiem, dat dit sal vrug dra tot verheerliking van U groot naam. Ons vra, Here, dat U met ons land sal wees, terwyl ons dan weet dat daar soveel chaos is en dat daar soveel onmin is en baie wat haat dan uitbasyn. Bid ons tot U, want U is die een wat vir ons in U woord leer dat U haat die werkers van ongeregtigheid. U haat die wat onskuldige bloed vergiet. U haat die wat in vyandskap leef en wat mense wil vermoor en doodmaak en sleg sê. En so bid ons dan, Here, want ons hele politieke stelsel is daarop gerig om dan mense se sondige natuur te prikkel, om mekaar te haat en in opstand te kom en krities te wees. En so bid ons dan vir verandering, ons bid vir reformatie, ons bid vir herlewing, ons bid dat die heerlike evangelie, die ore van wat in die kabinet is, sal bereik, dat getuienis gelewer sal word aangaande die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus, wat die enigste weg tot U, o Vader, is. En U het dit gedoen deur Josef te gebruik voor Farao, Daniël voor koning Nebukadneser. U het dit gebruik met Nehemia om voor koning Artasasta. U het dit gebruik met koningin Esther voor koning Ahasveros. U het dit gebruik voor Paulus wat voor Nero verskyn het. En so bid ons ook dat die evangelie ons leierskap in hierdie land ook sal bereik. Ons bid dat U hulle ontvanklike harte sal gee. Ons bid vir bekering, ons bid vir berou by hulle. Ons bid dat hulle wette sal saamstel wat ooreenstem met U woord en nie in kontras daarteen nie. Kom bid ons dan, Here, dat U ons 'n stil en rustige lewe en alle godsvrug sal gee. Ons vra ook, Here, dat U sal wees met elkeen wat deur moeilike omstandighede gaan, elkeen wat siek is, elkeen wat besig is om aan te sterk, of iemand wat besig is om deur behandeling te worstel. En ons bid dat U sal wees met elkeen, omdat U ons die versekering gee dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Seën ons dan, Here, by die lees van U woord, by die
oordenking van u woord, by die uitleef van u woord. En dit alles het ons u nodig en vra dat u met ons sal wees, dat u ons sal bewaar van die bose wat die woord uit ons harte wil wegsteel, die bose wat moord en dood in gedagte het, want die duiwel is 'n mensemoordenaar en hy staan nie in die waarheid nie. En so het hy ook die hele wêreld in sy mag en het ons ook in ons die oorblyfsels nog van die sonde, waar hierdie egos van die bose ook ons eie lewe binne in onsself belemmer, en bid ek dat u die trae vlees sal oorwin deur u gees, en bid ons Here dan dat u in en deur alles verheerlik word. Hierdie dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit die groot genade. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit Openbaring 4 vers 7 tot 11. Hoor die woord van die Here. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Die fokusgedeelte vers 11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Die tema van ons boodskap, die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy Seun, aanbid hom. Die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy Seun, aanbid God. Ons word geroep om nie net die dinge op die aarde te bedink nie, maar ons word ook geroep om die hemelse dinge te bedink waar Christus is. En dit help ons om 'n hemelse perspektief te ontwikkel. En baie het in hierdie reeks van Openbaring gedink dat ek gaan nou vir u sê hoe naby ons aan die wederkoms van ons Here Jesus Christus is, deur na die verskillende tekens van die tye te kyk. En miskien is daar van u wat die hande saamgevryf het en gesê het, maar kom laat ons nou hierdie dinge hoor. En hier vind ons die fokus van die hele boek Openbaring op God en God se troon. En vanuit God se troon ontwikkel ons hierdie perspektief om die dinge hier op aarde beter te kan insien en te kan verstaan. En sodat ons in Christus se voorbeeld kan wandel. En ons sien in die besonder hoe tyd besig is om verby te vlieg en die noodsaaklikheid daarvan om ons te haas om die Here te dien en te aanbid. Daar lê dus ook vir ons vermaaning as kinders van God om te lewe ooreenkomstig die kenmerke van die nuwe lewe wat God genadiglik aan ons geskenk het. Maar ook vind ons troos in Openbaring dat God self hierdie krag skenk deur sy Seun en die ondersteuning van sy Heilige Gees. Die Vader en die Seun het sy Gees gestuur om ons in alle verdrukking en moeilike omstandighede te ondersteun. God het ons nie as wese agtergelaat nie, maar hy het vir ons die Heilige Gees gestuur. So kom ons kyk dan verder na die openbaring wat God gee in sy woord en wat hy tot ons kommunikeer, soos ons sien in ons tema. Die Vader openbaar sy skepingsmag deur sy Seun, aanbid God.
Ons het verlede week al reeds begin praat oor die 4 lewende wesens en ons het die waarskuwing gehoor van hoe ons nie met die hemelse wesens kontak moet maak nie. Die Here stuur hulle uit as werkers, as dienende geeste, en ons het gesien hoe bose geeste dan in die besonder, omdat ons nie kan onderskei tussen die verskillende geestelike wesens, of hulle goeie of slegte wesens is nie, omdat die duiwel homself voordoen as 'n engel van die lig, en ook sy werkers hulle self ook voordoen as engele van die lig, en gesien hoe Islam en hoe die Mormoonse kerk dan ontstaan het as gevolg van die misleiding van bose geeste wat aan mense verskyn het. En so is hulle besig om allerhande afgoderry te proklameer. En dis ook presies wat gebeur het in al die ryke, die Egiptiese ryk, die Babyloniese ryk, die Assiriese ryk, die Griekse ryk, Romeinse ryk, al die ryke om oor die hele aarde is in hierdie afgoderry mislei. Ons word van God se weë af nie toegelaat om hierdie bemiddeling van die engele te soek nie. Ons is in gemeenskap met God, hy spreek met ons deur sy woord en ons laat die heilige engele om hulle dienswerk te verrig. Maar daar is soveel in die skrif wat weliswaar met ons praat oor die engele en die hemelse wesens. En ook sien ons dat hulle die 24 ouderlinge en die hemelse leerskare dan begelei in aanbidding van God. En hierdie 4 lewende wesens is dan vir ons in die besonder eienaardig, omdat ons onsself nie kan indink in wesens wat lyk soos wat Johannes dit beskryf het nie. Maar dis nie 'n unieke beskrywing van hemelse wesens nie. Ons vind ook die beskrywing van hemelse wesens deur die profeet Jesaja, deur die profeet Esegiel, en as ons Jesaja en Esegiel se openbaring van wat hulle gesien het binne berekening bring, dan sien ons dat selfs binne in die psalms is daar vir ons sekere dinge wat bietjie meer aan die lig kom. Hierdie 4 lewende wesens wat hier rondom die troon is en hulle roep uit heilig, heilig, heilig is die Here God. En dit stem ooreen, en hier word spesifiek melding gemaak dat hulle 4 lewende wesens is, maar dit stem ooreen, sekere dinge stem ooreen met wat ons in Jesaja se visioen kry, Jesaja hoofstuk 6, en dit stem ooreen met die visioen wat Esegiel het. Nou, hoekom noem ek hierdie 2 voorbeelde? Want die een voorbeeld in Jesaja word die hemelse wesens serafs genoem. En in Esegiel word hierdie hemelse wesens gerubs genoem. En watter ordes daar is, want ons weet dat die Here het range daar gestel. Byvoorbeeld ons geestesstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerstes en magte van die bose in die lig. So daar is sekere rangordes van die bose waarteen ons besig is om oorlog te voer. En vanmôre se erediens is een van daardie maniere waarop ons geestelik oorlog voer. Die byl is teen die wortel en ons kap hierdie uitheemse bome, kap ons, as ons dit in daai beeld kan stel, kap ons om en kry die oorwinning. En so dis rangordes, en daarom ook aan die kant van die heilige engele wat nie saam met die duiwel geval het nie, daar is ook hierdie rangordes, en waar serafs geplaas word en waar gerubs geplaas word, dit weet ons nie. Die verskil sien ons ook in Genesis, in Jesaja hoofstuk 6, sien ons dat daar is hierdie wesens, hierdie serafs wesens wat elkeen 6 vlerke gehad het. En in Esegiel sien ons dat daar
hierdie wesens was wat 4 vlerke gehad het. En so daar is verskillende, en nie noodwendig is al die engele en al die hemelse wesens het vlerke soos wat dit baie keer deur die Romeinse kerk beskryf word nie. U sal ook sien, veral in die middeleeuse Romeinse kerke is daar beeldjies wat bo op kerke geplaas word. En ons noem dit nou, in die Engels noem hulle dit gargoyles. En die eienaardigste duiwelse gedroggies wat daar is. Nou die hele idee, baie mense vra, hoekom sou daar nou op kerke hierdie duiwelse gedrogte wees? Sommige van hulle het, en dit is sleg om dit te sê, maar selfs menslike geslagsdele wat hulle vir hierdie gargoyles, hierdie gedroggies gee, hierdie demone wat hulle uitbeeld. En ons sê, duiwels hoort ons nou nie, of die uitbeelding van demone hoort nie op kerke se dakke nie. Maar daar was 'n baie skewe en krom idee daarvoor, en dit was dat hulle gesê het, hulle wil die duiwel en sy magte wil hulle verneder, deur hulle bespotlik te maak. En dis waarom hulle dit gedoen het. En dis nie hoe die Bybel vir ons sê, ons die duiwels van ons af weghou nie. Inteendeel, God stuur soms bose geeste, selfs na kinders van God toe. Soos in die geval van Job. Die bose gees, die duiwel, die teestander van die broeders, God het gesê vir die duiwel, het jy gelet op my diensknegt Job? En ons weet wat die bose dan versoek het daarna. Ook het die apostel Paulus gesê, daar is 'n doring in die vlees vir hom gegee, 'n engel van die Satan, om hom met die vuis te slaan. So geen hoeveelheid gedroggies wat ons 'n gek probeer maak van die bose geeste, sal hulle van die kerk af weghou nie. Soms word hulle gestuur. Altyd vir die kind van God, ten goede en tot ondergang vir die wêreld. En so die beelde wat ons dan sien van die hemelse wesens wat nie geval het nie, gerubs en serafs, daarvan kry ons beskrywings en wat hulle gedoen het, maar dit word nooit vir ons gesê watter rangordes is hulle, watter range beklee hulle in hierdie opsig nie. Wie het hoër range as ander, wie is sterker as ander, dit word nie vir ons so duidelik uit die skrif uit gemeld nie. Maar weliswaar die serafs, wat dan rondom die troon is, Jesaja hoofstuk 6, roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En hierdie stemme van die serafs het die drempelposte in die tempel laat bewe, die geroep, die geluid van die roepers het die aarde laat bewe, en die hele huis van God het vol rook geword. En Jesaja het hierop gereageer, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. En hierdie visioen wat Jesaja gesien het, haal Christus dan aan in Johannes hoofstuk 12 vers 40 en 41, waar Jesus vir die Jode sê, dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien het en van hom gespreek het, dis van die Messias. En dan ook in hierdie selfde Johannes 12 vers 44 en 45, en Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het, en wie my aanskou, aanskou hom wat my gestuur het. So by Jesaja, die serafs roep uit, en hulle roep uit rondom die troon van die Here, en dis Christus wat daar sit. Hier roep die 4 lewende wesens uit, heilig, heilig, heilig is die Here, wat was, wat is, en wat kom. En ons sal sien dat Christus op hierdie stadium
soos wat die Openbaring vorder, sal ons sien, Christus is nog nie in die hemel nie. Want hulle soek iemand wat waardig is om die boek te open, en hulle kon niemand vind nie. Ons lees dit in Openbaring hoofstuk 5, en ek het ook melding gemaak daarvan in verlede week se boodskap. So, hy wat was, wat is en wat kom. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees word in hierdie woorde dan bygevoeg van Jesaja en die 4 lewende wesens in Openbaring. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Meeste van wat Jesus gepraat het wanneer hy dan kom met krag en heerlikheid, beskou ons as sy wederkoms. Ja, Christus praat van sy wederkoms, maar die Oud-testamentiese gedeelte wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word is uit Psalm 110, waar die Vader gesê het aan sy Seun, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. Dis die teks wat die meeste of direk aangehaal word of na verwys word in die Nuwe Testament. Dit is 'n baie belangrike deel van Christus se koms en sy hemelvaart. So wanneer daar gepraat word deur Christus ook, wanneer hy sê, julle sal my sien kom in heerlikheid, en dis hoe die hoëpriester dit ook verstaan het, toe hulle gevra het, sê vir ons reguit, is jy die Messias? En hy sê, ja, ek is die Messias, julle sal my in heerlikheid sien kom. En hulle het verstaan, soos wat dit in die boek Daniël is, die Messias wat kom tot by die Vader en aan sy regterhand gaan sit. En daarom het die hoëpriester sy klere geskeur en gesê, dis Gods lasterik wat hy gesê het. En so die een wat was en wat is en wat kom, verwys daarna dat die hemel in verwagting was vir die koms van Christus. Nou, u kan redeneer, maar die boek Openbaring is baie jare na die hemelvaart van Christus geskryf. Hoekom is na al hierdie jare Christus nie aanwesig in die hemel nie? En dit wys ook duidelik vir ons dat hierdie is nie tydsgebonde wat hier vir ons geopenbaar word, en wat vir Johannes geopenbaar word nie. Dis nie dat Christus nie, en daar's 2 verskillende sieninge, daar's diegene wat glo dat Openbaring is so 63, 64 na Christus geskryf, ander het 'n idee dat dit later in die 90s na Christus geskryf is, maar hoe dit ook al sy, 30, 40, 50 jaar na die wederkoms, hoe kan dit wees dat Christus nie in die hemel is nie? Onthou, dis 'n openbaring wat aan Johannes gegee word. Daar word eintlik inderwaarheid die gebeurtenis word vir ons teruggespeel van wat gebeur het toe Christus in die hemel opgevaar het, wat ons sien in Openbaring hoofstuk 5. En so hierdie dinge speel af sodat Johannes ook getuie kan wees van die hemelse perspektief van die koms van die Seun van God tot by die Vader met mag en met heerlikheid, en nou sit hy aan die regterhand van die Vader en heers. En kind van God, dis waar ons hierdie geweldige troos het. In die midde van hierdie dinge wat mense wil weet, wat gaan volgende gebeur, het ons heel eerste nodig om in gedagte te hou dat aan die regterhand van die Vader sit die Seun van God. En hy heers. Daarom het ons nie nodig om te vrees vir wat mense sê nie. Ja, die wêreld is die mekaar, en daar gebeur dinge wat ons nooit van tevore kon droom wat sou gebeur het nie. Dis amper asof ons wêreld in 'n Sodom en 'n Gomorra, ons het altyd gepraat net van algemene ongeregtigheid as 'n plek, ja, ek moet nou die naweek Johannesburg toe gaan, sal iemand sê, ja, 'n regte Sodom en Gomorra, of iemand sal sê, hulle moet Pretoria toe gaan, en dis 'n Sodom en Gomorra. Maar ons leef nou in 'n tyd, dis die ou mense het dit van tevore so genoem, maar ons weet dat in ons tyd wat die LGBTQ+ en die hele alfabet sop wat hulle vir ons gee,
dat ons werklik waar in Sodom en Gomorra staat leef. En daarom is mense oortuig dat hierdie is die einde. Kan wees dat Christus nog 1000 jaar of meer sal vat om terug te keer. Ons weet net nie. Maar wat vir ons as kinders van die Here nou nodig is om te weet, is dat hierdie hemelse wesens verklaar die heerlikheid van God, dat Christus die een is wat langs die Vader sit en die Vader, die Seun en die Heilige Gees word aanbid tot in ewigheid. En die voorkoms van hierdie 4 lewende wesens is absoluut fascinerend. Johannes sien dat die een het die voorkoms van 'n kalf, 'n jong bul, en een het die voorkoms van 'n arend, en die een het die voorkoms van 'n leeu, en die een het die gesig van 'n mens. En wat beteken dit? Die skrif is nie vir ons duidelik waarop hierdie sinnebeelde is nie, en daar's baie spekulasie daaraan. Sommige sê dit is ook die manier waarop die 4 verskillende evangelies uitgebeeld word, of dit is die 4 karaktereienskappe van hierdie hemelse wesens, of hulle openbaar die karaktereienskappe van God in Christus. Christus het gekom om te dien. Hy het vir ons kom dienaar word. Hy het nie krampagtig aan sy heerlikheid vasgehou nie, maar homself ontledig in die gestalte van 'n diensknegt kom aanneem. En sommige sê, dit is die bul wat die gesig van die jong kalf, die bul. Ander sê wel, die gedeelte wat ons, of die lewende wese wat ons dan sien as 'n arend, dit is die koning van die voëls. So die bul is die hoof van die makdiere, die leeu is die getemde diere, en dan die leeu is die hoof van die wilde diere, die arend hoof van die voëls, en dan die mens. En dan sê hulle ook, ons kry hierdie hoë perspektief van God in een evangelie, ons kry die dienaar in een evangelie, ons kry die wysheid van Christus, wysheid soos 'n mens, en die koninklikheid soos 'n leeu. Hoe dit ook al sê, ons is nie seker daaroor nie, dit is maar spekulasie. Maar wat interessant is wanneer ons gaan kyk na gemeenskappe in die verlede wat afgoderry gepleeg het, wat afgode aanbid het, opmerklik dat hulle wesens uitbeeld op hulle mure en in hulle tekste van wesens wat lyk soos 'n menslike liggaam met die kop van 'n dier. En daar is vir ons 'n ooreenkoms tussen wat ons hier sien en wat in okulte besig is om te gebeur, waar hulle sekere dinge sien. En dit behoort vir ons dan te laat dink aan die feit dat daar geesteswesens is. Eerste plek, die Here sê ons kan nie met die geesteswese kommunikeer nie, maar daar's dinge wat my en jou oë nog nie gesien het nie, en wat 'n werklikheid is in die geestesrealm. Maar dis nie hulle wat ons moet neerval en aanbid nie, dis nie hulle wat ons moet na luister nie, ons moet kennis neem. Die afgod Anubis in die Egiptiese afgoderry het die kop van 'n jakkals gehad, en dis die afgod van die dood. Horus met die kop van 'n valk, dis van die lig. Sekhmet, die kop van 'n wyfie leeu, oorlog. Sobek, die kop van 'n krokodil, dis die afgod van die Nyl. Thoth, die kop van 'n ibis. Nou ibis is nie soos 'n hadida nie. Hy lyk soos 'n hadida, maar hy's wit, hadida is grys.
En die grootste verskil lê nie in die kleur nie, maar in die feit dat die hadida nie sy smoel in die oggend kan hou nie, en die ibis maak omtrent nie 'n geluid nie. Dis hoekom die ibis dan gesien word as die god van wysheid, wat die hadida nooit sal kan uitbeeld nie. En so Babelse gode het ook baie keer of 'n menskop of 'n dierkop met ander liggaamsdele gehad, soos ons dan ook sien van die diere. Dis heeltemal anders. Ons praat dan, wanneer ons die 4 diere sien in Openbaring, dis nie geesteswesens nie, dis koninkryke wat vir ons beskou word, maar in hulle opsig is daar ook hierdie vermenging van pote wat dierlik is, en dalk 'n menskop, en sulke tipe van goedes wat hulle op hulle mure dan aangebring het, of dan die kop van 'n leeu en die liggaam van 'n ander dier. En so hierdie verskillende afgode dienste gee vir ons 'n bietjie 'n uitkyk op die geestesdimensie. Nie te veel sodat ons verdwaal raak daarin nie te min nie sodat ons niks weet nie, maar ons fokus is op God. En so hierdie 4 lewende wesens is wesens wat nie saam met die bose geval het nie, en dit kan wees dat sekere van hierdie wesens wat soos hierdie wesens lyk, want 1/3 van die engele het geval saam met die duiwel, en daarom kan dit wees dat verskeie van hierdie range saam met die duiwel geval het, en daarom nie net aan te neem dat indien jy 'n geesteswese sien wat soos 'n bil se kop verskyn aan jou, en dis een van hierdie wesens van Openbaring nie. Nee, ons moet gewaarsku wees dat ons na die woord van die Here moet luister, en nie na dit wat geesteswesens vir ons wil kom sê nie. God het sy woord vir ons gegee, dis genoegsaam. En so hierdie gerubs, serafs, hemelse wesens, wanneer hulle mond open en uitroep, is dit soos bassein, soos 'n aardbewing, dit laat die aarde dreun, so dit is absoluut die wesens wat mense soos Jesaja, Esegiel en Johannes se aandag getrek het. Die gerubs word meer beskryf in Esegiel hoofstuk 1 en hoofstuk 10, maar hier is die gerubs wat God se troon rondneem in die wolke. Dis soos 'n regsbank waarby God die regsbank skuif en na die mense toe bring en dan hulle oordeel. En so sien ons dan hierdie beskrywing, maar hierdie gerubs het elkeen 4 gesigte gehad, soos ons die lewende wesens, die een het 'n gesig soos 'n mens, een het 'n gesig soos 'n leeu, een het 'n gesig soos 'n kalf, een het 'n gesig soos 'n arend. In wat die gerubs in Esegiel aanbetref, het elkeen van hulle voor, agter, langs die kante hierdie 4 gesigte gehad. En dit verskil dan met hierdie 4 lewende wesens. Maar ons lees so ver terug as Genesis hoofstuk 3 van gerubs, wat die toegang tot die tuin bewaak het met die vlam, met die swaard wat vlam en flikker. So gerubs is geplaas om die toegang tot die tuin van Eden te bewaar. En dis alreeds in Genesis 3 wat dit vir ons beskryf word. So dis nie asof die Bybel gekyk het na afgoderry en sekere van hierdie gedagtes geïnkorporeer het by die Bybelse verhaal nie. Dis die realiteit, en dis waarom ons dit sien baie keer ook in godsdienste wat afgode dien en aanbid. En dan in Esegiel se tempel, want die Here het die gerubs geplaas aan die tuin om te bewaak, en dan was daar gerubs gewees wat
beeldjies daarvan wat gemaak moes word om bo-op die ark van die verbond te staan en te waak. Dit simboliseer die bewaking daarvan, van die ark. En dit maak vir ons baie sin as ons dan dink toe die ark gesteel is deur die Filistyne en hulle dit in die tempel van Dagon geplaas het, toe word die beeld van Dagon, elke oggend as die afgode dienaars van Dagon dan daar aankom, dan is Dagon omgegooi. En die laaste keer is Dagon omgegooi, sy kop het afgebreek en sy handpalms het afgebreek. En so wie het dit gedoen? Waarskynlik die gerubs wat God se verbondsark beskerm het. En die Here het vir Moses gesê om hierdie gerubs te maak wat hulle binne in die tabernakel moet sit, om te wys hy beskerm die heiligdom. En ook toe Salomo die tempel gebou het, was daar hierdie 10L grootte. Goliat is 6 L en 'n span, 6 L en 'n span was hy groot, en die beelde wat moes gemaak word op die mure, dit moes van hout gemaak word, oorgetrek met goud, teen die mure gesit word, 10L groot, wat Goliat soos 'n kabouter laat lyk het. En dit moes vir hulle dan die waarskuwing wees, God bewaar sy heiligdom deur die gerubs. En ons weet wat het gebeur met mense wat sommer in die heiligdom wou ingaan, een van die konings van Israel wat in die heiligdom wou ingaan en gaan offer het, koning Usia, en wat met melaatsheid getref is. Ons sien dat die twee seuns van Aaron, vreemde vuur, in die tabernakel ingebring is en hulle met die dood geslaan is. Ons sien toe Usa die ark gegryp het, toe die osse gestruikel het en die wa dan skuins gegaan het en die ark gelyk het asof hy gaan omval, toe gryp Usa aan die ark en slaan morsdood neer. Daar's hierdie gerubs wat beskerm. En so hierdie is nie wesens wat ligtelik opgeneem word nie. Ook word die duiwel vir ons beskryf as 'n gerub. En Esegiel hef 'n spotlied aan teen die koning van Tyrus. So hy bespot die koning van Tyrus wat nou so ryk geword het en dink hy is nou die kat se snor en hy is die belangrikste en hierdie hoogmoed van hom. Nou hef Esegiel 'n spotlied aan oor die koning van Tyrus en hy vergelyk hom met die val van die duiwel. Esegiel 28 vers 13 tot 16. Jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, kardiool, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskit en ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'n God was jy en jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig, daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskit. Nou so, hierdie koophandel moet nou nie gedink word dat die duiwel koop en verkoop en so aan nie. Wat hier dan plaasvind is dat die koning van Tyrus vergelyk word met die val van die duiwel en dat sy hoogheid eintlik dan gekom het deur hierdie koophandel en dat hy daardeur ryk geword het. En sodoende is hierdie bespotting 'n vergelyking van die bose en die val van die duiwel in sy hoogmoed, want hy wil homself met God gelykstel en die koning van Tyrus deur sy koophandel hoogmoedig geword het. En sodoende sien ons 'n bietjie meer van wat die duiwel se val behels in Esegiel hoofstuk 28.
En so die doel van hierdie hemelse wesens is nie dat ons kommunikasie met hulle dan moet hê nie, ook nie dat ons hulle moet verneder nie. Diegene wat dan gevalle engele is, ook selfs hulle moet ons nie belaster nie. En dis hoekom ek sê, soos ek in die begin gesê het, dat die gargoyles wat hierdie uitbeelding van die bose en hulle bespotlik gemaak het, hierteen waarsku die skrif ons ook. Judas 1 vers 8 tot 10, tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromery die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael die aartsengel met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Nie eers die arge-engel, die hoofengel, Michael, het die duiwel gelaster nie. Terwyl die duiwel besig was met sy duiwelse werk, het Michael vir hom gesê, die Here sal jou straf, die Here sal jou oordeel. En nou kry mens in baie kerke waar predikante en pastore rondloop en sê, duiwel, ek bestraf jou in die naam van Jesus en sulke tipe van goeders. Geen mag wat hulle het om so op te tree en duiwel, ek bind jou nou en al hierdie tipe van dinge. God het vir ons die mag oor die bose gegee, maar dit is nie op hierdie wyse nie. Dis deur ons te onderwerp aan God. En so ons praat nie met hierdie wesens nie, ons soek nie kommunikasie deur hierdie wesens nie, en ons verneder selfs nie die gevalle engele nie. God is 'n heer wanneer dit kom by ook sy vyande. Die Engelse praat van 'n gentleman, ons praat van 'n heer. Hy is iemand wat dan ook self sy vyande met eerbied en respek behandel. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. So mag ons nie belaster nie, selfs die gevalle wesens. En hierdie wesens aanbid God dag en nag. Hierdie 4 lewende wesens. Psalm 103 wys ook vir ons, die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Die engele aanbid die Here. Psalm 148 vers 2, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. En hierdie engele aanbid en die woorde wat hulle sê, hierdie hemelse wesens, en die aanbidding wat hulle ontketen by die 24 ouderlinge is hierdie woorde, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Johannes Calvin het gesê, daar is nie een grashalmpie, geen kleur wat nie gemaak is om ons in die, wat nie gemaak is wat ons in die Here laat verbly nie. So ons moet ons verbly oor elke grashalmpie, elke kleur, alles wat geskape is gemaak tot aanbidding van God. En so hoe lyk dit in ons lewe? As ek sê voortdurende aanbidding van God, dan dink mense ons moet dan asketies leef. Die enigste manier om 24 uur op 'n dag die Here op hierdie manier te eer, dan moet die middeleeuse kloosters moet dan die plek wees waar mense hierdie tipe van ding kan uitleef. Nee. Die wyse waarop ons God aanbid is weliswaar deur gebed, maar ook deur ons lewe. Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander
deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So aanbid ons God voortdurend in ons lewe. Dis deur ons lewe te leef en te beproef wat God welbehaaglik is. Dis soos jy stem by die verkiesing, dis soos jy inkopies gaan doen, dis soos jy jou kinders opvoed, dis soos jy besigheid doen, dis soos jy jou werk doen, dis soos alles wat jy doen moet 'n offer van dankbaarheid wees. So kind van God, ons kan in hierdie voortdurende aanbidding van God leef. Hierdie 4 lewende wesens daar rondom die troon, maar terwyl ek en jy hier op aarde is, leef ons dit uit deur God se wil te ondersoek en te verstaan wat is die wil van God, dit uit te leef en dit sodoende stel ons lewe as 'n heilige, welgevallige offer aan God, 'n voortdurende gebed aan God, ons afhanklikheid elke dag van hom. En kind van God, dis wat die Here van ons vereis, om nougeset met ons God te wandel, om dit wat sleg is te bely, en ons te bekeer, en dit wat goed is op te neem, die ou mens af te sterf en die nuwe mens op te neem, is 'n lewe van aanbidding dag en nag. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons in U woord duidelik stel hoe ons elke dag U kan aanbid, hoe ons prakties in ons lewens uitvoering kan gee, soos wat U hemelse wesens geskape het om U dag en nag te aanbid, so het U ons ook gemaak om ons lewens in te rig, om dag en nag getuienis te lewer van U goedheid en U verlossing in ons lewens. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, het U gesê o Christus, deurdat ons liefde onder mekaar het. En sodoende wys ons dan deur ons lewens ook aan 'n verloregaande wêreld dat ons in U diens staan en dat ons gehoor gee aan U opdragte en deur ons gebede en ons lewens uitroep heilig, heilig is die Here, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En sodoende Here dan dat ons ook vertroosting kan ontvang, dat ons dan op so 'n wyse om met U te wandel, ook in voortdurende aanbidding teenoor U te wees. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.